baie welkom by vandag se Prosal 1 hersieningsles vir lewenswetenskappe. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bekwame Navorsing en Ontwikkeling. In vandag se les vir hersiening gaan ons kyk na Prosal 1 se moeiliker onderwerpe. Vir jou is daar 'n uiteensetting van Prosal 1 en hoeveel punte elkeen van hierdie hoofstukke tel. Ons gaan vandag kyk na menslike voortplanting, sowel as reaksie op die omgewing na die oog en die oor, en dan ook na die endokriene stelsel. Jou vraestel word as volg uitgelê. Afdeling A is jou kort vraag. Hier fokus ons op slegs lewenswetenskap kennis, paskolom A by B en multikeuse vraag. Afdeling B bestaan dan uit jou langer toepassingsvraag wat bietjie meer interpretasie en analise behels. Elkeen van hierdie afdelings stel 50 punte, met afdeling B wat uit 'n vraag 2 en 3 bestaan 50 punte elk. Die hulpbronne wat tot jou beskikking is, asseblief moet jy gaan gebruik. Mind the Gap en die SIPS-materiaal is aanlyn beskikbaar en by die skole self, en dan ook die uitsendings en die weblesse. Baie belangrik vir my as onderwyser en vir jou as leerder, maak gebruik van ons ou vraestelle, die NSS sowel as die rekordeksamen. Daar het jy toegang tot die nasie en riglyne, en jy kan presies sien waar punte toegeken word en hoe jy 'n vraag moet analiseer. Ook net so belangrik is jou eksamenriglyne. Ek hou daarvan as 'n leerder sy eksamenriglyne langs hom hou, sodat hy presies kan sien wat van hom verwag word by elke hoofstuk, wat hy moet ken en wat hy moet kan doen. En dan laastens, jou handboeke en dan die onderwysdepartement se webtuiste. Goed. Nasie en beginsels is baie belangrik, want dit wys vir jou hoe ons as nasie jou punte toeken, ook hoe ons vrae beantwoord. Ek begin met hierin wat sê, indien 3 redes gevra word, maar jy skryf 5 meer, sien ons slegs die eerste 3. Wees asseblief seker dat die eerste 3 of 4 antwoorde die regte en korrekte antwoorde is. Die tweede ding, as vergelykings gevra word, maar beskrywings word gegee, word dit reggemerk indien die ooreenkomste duidelik is. Spelfoute word aanvaar, mits dit nie iets anders beteken in lewenswetenskap nie. En indien slegs die letter gevra word maar die naam word gegee, word jou antwoord verkeerd gemerk. Asseblief doen die moeite en gaan kry die merkriglyne, nasienriglyne van vraestelle en gaan vergewis jouself met hoe jou nasie jou vraestel gaan maak. Dan begin ons met ons lesuitkomste vandag. In vandag se hersieningsles gaan die leerder oor die volgende moet kan beskik. Aan die einde van die les moet die leerder die funksies van die manlike voortplantingsstelsels kan benoem en beskryf. Jy gaan ook moet kan interpreteer wat in die menstruele siklus gebeur en hoe die hormone invloed speel. Dan gaan jy ook kan diferensieer tussen akkommodasie en die piepelmeganisme wat te doen het met die menslike oog. Dan gaan ons die funksies van die oor beskryf en ook kyk na hoe balans gehandhaaf word. Eerstens, die manlike voortplantingsstelsel. Vergewis jouself asseblief met al die byskrifte. Die seminale vesikel, prostaatklier en die klier van Kelper skei al 3 vloeistof af, wat bevrugting vergemaklik. Onderskeidelik is hulle funksies dan as volg. Die seminale vesicles produseer alkalisiese vloeistof wat die sure in die vagina neutraliseer, sodat spermselle nie sterf. Die prostaatklier produseer 'n vloeistof wat glikose bevat om die spermselle te voer, sodat hulle kan voortbeweeg. En dan die Kelperse klier produseer slaim of 'n mucus wat ook help met voortbeweging. Die skrotum waarin die testis gehuisves word, hang buitekant die liggaam. Dit het 'n belangrike funksie met termoregulering. Hoe nader die testis aan die liggaam is, hoe warmer is die temperatuur vir die sperms en daarom kan hulle sterf. Die vas deferens verbind die testis aan die uretra. En dan die epididymis is die plek waar spermselle tydelik gestoor word vir gebruik. Laastens, die testis is waar die spermselle vervaardig word deur meiose. Dit is ook die plek waar testosteroon vervaardig word. In hierdie skryf gaan julle sien die deursnit van die testis. Vergewis jouself asseblief met die byskrifte en die benoeming daarvan. Die seminale vesicles bevat kiemepiteel, wat deur meiose verdeel om spermselle te vorm. Tussen hierdie kiemepiteel kry ons selle van Sertoli, wat die groeiende spermselle voed. Leydigselle, wat buite die seminale basis gevind word, is verantwoordelik vir die produksie van testosteroon. Testosteroon, baie belangrik,
is verantwoordelik vir die ontwikkeling van die sekondêre geslagseienskappe in seuns. Hier praat ons van die dieper stem, die breër skouers, die armhare en die baard. En dan ook, dit stimuleer die volwasse wording van spermselle. Dan gaan ons kyk na vraag 2.2. Die diagram hieronder verteenwoordig die manlike voortplantingsstelsel. Wanneer jy so skets skryf, diagram kry, vergewis jouself dadelik met watter byskrifte gevra word. Gaan kyk wat identifiseer A, identifiseer B. En dan gaan kyk jy na die vraag wat jou gevra word. 2.2.1 sê benoem, en dan 2.2.2 praat van verduideliking van funksies. Ek gee julle 5 minute om hierdie vraag te beantwoord. Goed, graad 12, kom ons kyk na die antwoorde van die aktiwiteit. By 2.2.1 het hulle gevra identifiseer deel A. Dit is dan nou natuurlik die seminale vesikels. By B het hulle gevra wat hormoon word deur hierdie struktuur geproduseer, en dit is testosteroon. By 2.2.2 het hulle gevra wat is die funksie van die vloeistof wat deur die prostaatklier vrygestel word. Let asseblief op dat daar meer as een funksie is wat jy hier kon neerskryf. Ek kon gesê dis alkalies om suurtoestande van die vagina te neutraliseer. Ek kon genoem dat dit mucus bevat om die beweeglikheid van die sperms makliker te maak. En ek kon gesê dit bevat voedingsstowwe of glikose om die sperms te voed. Let asseblief op dat al drie daai funksies, al drie die kliere in die manlike voortplantingsstelsel verteenwoordig. Goed, by vraag 2.3 gaan ons kyk na die invloed van hitte op spermproduksie. Hierdie vraag is populêr in DSM-6 so asseblief gaan studeer mooi hoe temperatuur die produksie van spermselle beïnvloed. By vraag 2.3 bly die vraag. Toetsresultate toon dat 'n man 'n lae spermtelling het. Verduidelik waarom 'n dokter die man sal aanbeveel om nie met sy skootrekenaar op sy skoot te werk. Kom ons kyk wat jy gepaard. Die eerste ding wat jy in gedagte moet hou is dat 'n skootrekenaar soos enige toestel hitte vrystel. Hierdie man is in 'n sittende posisie met 'n skootrekenaar op sy skoot. Jou antwoord kan dan as volg lyk. Die skootrekenaar straal hitte uit na sy liggaam toe. So die temperatuur van die testis gaan hoër wees. Die skrotum kan nie normaal funksioneer nie. Onthou soos ek gesê, die man is sittend met 'n rekenaar op sy skoot. Ontspanning en samentrekking van die skrotum kan nie plaasvind. Spermproduksie gaan nie optimaal wees nie, en daarom sal daar minder spermselle geproduseer word. Of laer kwaliteit spermselle. Jy kan dan natuurlik hier ook sê, spermselle sal denatureer, wat die kans op bevrugting verminder. Let asseblief mooi op waar elke antwoord punt is, sodat jy 'n maksimum van 4 punte kan behaal. Ons beweeg dan aan na die menstruasiesiklus. Hierdie siklus veroorsaak verwarring as gevolg van die rol wat hormone speel in die regulering hiervan. Goed. Die menstruasiesiklus bestaan uit 2 gebeure. Die eerste een is die ovariale siklus wat in ons eierstokke of in ons ovariums plaasvind. En hy lyk as volg. In hierdie skets kan jy waarneem hoe die groeiende follikel in grootte toeneem totdat hy bars op dag 14 of rondom die dag van ovulasie en dan verander in die corpus luteum. Die tweede gedeelte van die siklus bestaan uit die uterale siklus wat natuurlik in die uterus of in die baarmoeder plaasvind. In hierdie skets kan jy sien hoe die endometriumband eers afbreek en dan begin toeneem soos wat die follikel in grootte toeneem. Onthou dat hormone invloed speel op al twee hierdie gebeure. Maar ook baie belangrik, al twee hierdie siklusse vind gelyktydig plaas, net op 2 verskillende plekke. Kom ons kyk na die hormoonverspreiding. Kom ons kyk na die eerste 2 hormone. FSH wat bekend staan as die follikelstimulerende hormoon, doen presies wat sy naam sê. Hy stimuleer die follikel om te groei en om sodoende 'n eierselletjie in hom gereed te kry. Die hormoon wat saam met hom loop is estrogen. Estrogen word deur daai groeiende follikel vrygestel en wat later sal oopbars om ovulasie te laat plaasvind. Estrogen is dan verantwoordelik vir die vorming en verdikking van die endometriumband. Ons volgende 2 hormone is LH, die luteiniseringshoormoon, en progesteroon. LH is verantwoordelik om ovulasie te stimuleer en om dan daai follikel in die corpus luteum om te skakel.
Wanneer daai korpusluteum gevorm word, begin hy dan progesteroon afskei. Progesteroon is dan verantwoordelik om die endometriumwand verder te verdik en te onderhou vir moontlike swangerskap. Die pituitare klier vind ons aan die onderkant van die brein onder die hypothalamus. En dan die progesteroon en estrogeenhormone word deur die eierstok of die ovarium afgeskei in die vroulike voortplantingsstelsel. Kom ons gaan kyk na hoe die hormone interaksie met mekaar het. Op die volgende grafiek kan jy sien dat die ovariale siklus sowel as die uterale siklus terselfdertyd plaasvind. Die lyntjies in die middel wys vir jou die wisselwerking van die hormone gedurende hierdie twee siklusse. Let asseblief op dat LH slegs sy piek bereik op dag 14 wanneer hy ovulasie gestimuleer het en dan weer daal. Progesteroon styg eers na ovulasie plaasgevind het, want hy is 'n plaasvervanging vir estrogen om die endometriumwand te kan onderhou. Gaan bestudeer asseblief vorige vraestelle en grafiek vra waar jy 'n idee kan kry oor hoe hierdie in 'n grafiek gevra word. Goed, kom ons kyk na die volgende. Ek gee jou 5 minute om hierdie vrae te beantwoord. Welkom terug na 12. Kom ons kyk jou regbaar. In die prentjie in die vraag word die menstruale siklus voorgestel deur die ovariums en die uteruswand en toe te stel. Nog een vraag benoem hormoon V. As ons gaan kyk waar hormoon V afgeskei word, sal ons sien dat hy vanaf die follikel kom en dat hy invloed het op die endometriumwand. Hormoon V is dan dus estrogen. Goed, by nommer 2, hy beskryf die effek van hormoon V op die endometriumwand. Nou, estrogen bou en verdik die endometriumwand. Goed, by nommer 3, verduidelik die belangrikheid van die endometriumwand. Die eerste ding wat jy nou kan sê is, dit bied 'n plek vir implanting vir 'n bevrugte embrio. En dan tweedens kon jy gesê, dit help met die vorming van die placenta. Goed, dan as ons gaan kyk by nommer 4 vra hulle benoem hormoon X. Op die diagram kan jy sien dat hormoon X deur die pituitare klier vrygestel word en dat hy dan 'n invloed het op daai follikel na ovulasie plaasgevind het. Hormoon X is dan LH. By nommer 5 vra hy vir jou, gee die funksies van hormoon X in die menstruasiesiklus. Let asseblief op dat dit 2 punte tel, so maak seker dat jy 2 redes vir die antwoord gee. Die eerste rede, gaan jy gee, hy stimuleer ovulasie en die vrystelling van die ovum. Goed. En dan die tweede rede is, hy stimuleer die vorming van die corpus luteum. Goed. Nommer 6 vraag, watter hormoon word deur struktuur Y afgeskei? As ons na ons skets gaan kyk, kan ons sien dat struktuur Y dan die corpus luteum is. So die antwoord, die hormoon wat daar vrygestel word, is progesteroon. En nommer 7 noem 2 funksies van die hormoon
dat deur uitgeskei word. Eerstens, progesteroon onderhou die endometriumband. Onthou, wanneer die grasfollikelbarsing ovulasie plaasvind, word dan nie meer estrogen afgeskei nie. Om te verhoed dat menstruasie dan reeds al plaasvind, skei die corpus luteum progesteroon af en hy vat dan die funksie van estrogen oor. So hy onderhou en verdik verder die endometriumband. Die tweede ding wat progesteroon doen, is hy inhibeer die afskeiding van FSH. Omdat daar nog 'n moontlikheid is vir bevrugting, wil ons nog nie 'n volgende follikel begin ontwikkel om nog 'n eiertjie te kan vrystel. So progesteroon inhibeer die afskeiding van FSH. Goed, dan sê hy benoem hormoon Z. Hormoon Z word dan ook van die pituitêre klier afgeskei en hy het 'n invloed op die follikels, soos in die diagram sigbaar. So hormoon Z, en dan bekend staan as FSH. By nommer 9 prole, wat gaan met hormoon Z se vlakke gebeur as die vlakke van hormoon Y in die bloed hoog bly? Soos ek reeds verduidelik het, progesteroon inhibeer FSH afskeiding. So ons kan sê dit sal afneem. Goed, laat ons, ek hoop jy sommer baie goed gedoen met hierdie vraag. Kom ons beweeg aan. Volgende gaan ons kyk na reaksie op die omgewing, na die menslike oog. Ek gaan nie deur elke byskrifsfunksie gaan nie, omdat ek in hierdie les slegs gaan fokus op akkommodasie en die pupilmeganisme. Die een ding wat ek wel jou op wil bewus maak en jou aan herinner, is dat die cellulaire liggaam bevat die cellulaire spier. Uitsprake verskil, ek weet ons van ons praat van 'n cellulaire spier, wat ook korrek is. Onthou dat ons geel vlek is die area op die retina waar die duidelikste visie plaasvind. So wat ons wil hê wanneer ons na 'n objek kyk, na 'n voorwerp kyk, is dat ons ligstrale presies by mekaar kom en fokus op die geel vlek om 'n duidelike beeld te kan vorm. En dis waar akkommodasie inkom, met versiende en nabysiendheid. Kom ons kyk daarna. In hierdie animasie kan jy sien dat die suspensoriese ligamente saam met die cellulaire spier werk om die vorm van die lens te verander. En dit is baie belangrik in die proses van akkommodasie, om dan 'n voorwerp verder as 6 meter weg te kan sien, of selfs nader as 6 meter te kan waarneem. Akkommodasie verwys na die vermoë van die menslike oog om op 'n ver of naby geleë voorwerp te kan fokus. Ons as soogdiere beskik oor die wonderlike vermoë om ons lens vorm te kan verander, sodat die ligstrale van ons direk op ons geel vlek van die retina fokus. Wanneer die lens minder konveks is, met ander woorde as hy platter is die voorwerp verder weg en word ligstrale neergepak. Wanneer die lens konveks is dit naby voorwerpe en is die lens ronder. Kom ons kyk na die proses. Kom ons kyk na die proses van akkommodasie. En die tabel voor jou word naby en vervisie met mekaar vergelyk. Let asseblief op die sleutelwoorde, soos hulle by jou aangeduid word. In nabyvisie is as voorwerpe nader as 6 meter is. Die cellulaire spier trek saam, die suspensoriese ligamente ontspan. Spanning op die lens van jou oog verminder en die lens raak meer konveks of ronder. Dit veroorsaak dat ligstrale meer gebuig word en dan 'n duidelike beeld op die geel vlek fokus. Die teenoorgestelde hier is dan pervisie. Dit vind plaas wanneer 'n voorwerp verder as 6 meter is. Nou gaan die cellulaire spier ontspan. Die suspensoriese ligamente gaan verstyf. Wees asseblief versigtig by die woord trek styf,
omdat hulle ligament nie 'n spier is nie en nie daai funksie kan uitvoer. Spanning op die lens op hierdie stadium gaan dan verhoog. Jy gaan die effek hê van 'n platte. Dit veroorsaak dat die lens minder konveks is, gaan platter wees, en dan gaan daar 'n duidelike beeld op die retina gefokus word. Kyk asseblief na die diagramme soos aangedui. Die eerste een wys vir ons naby visie. Soos wat jy kan sien, is die lens meer konveks, so die ligstrale word meer gebuig om op die retina te fokus. In die tweede beeld is die lens verplat, en dit veroorsaak dat ligstrale minder gebuig word om 'n duidelike beeld op die retina te fokus. Asseblief gaan vergewis jouself met hierdie verskille in die proses. Hierdie kan omtrent so 4 punte in 'n eksamenvraestel. Kom ons gaan kyk na die pupilmeganisme. Ons is gelukkig om ook oor 'n refleks te beskik wat ons retina beskerm teen die gevaarlike strale van die son. Ons noem hierdie die pupillare meganisme. Hy, net soos akkommodasie, word in stappe gevra en kan jou vinnige 3-4 punte in 'n vraestel laat bekom. Kom ons gaan kyk eers na helder toestande. Wanneer 'n persoon in helder toestande uittreë, is die dinge wat gaan gebeur as volg. Die radiale spiere van die iris gaan ontspan. Ek sien hierdie spiere soos blinds, wat jy in 'n vensterbank het. Wanneer jy daai touwtjie trek en die blinds maak toe, dit is jou radiale spiere. Die kringspiere van jou iris gaan saamtrek. Let op na die sleutelwoorde. Jou pupil vernou of sy deursnee verklein, en dan die hoeveelheid lig wat die oog binnekom verminder. Goed. Net so in donkerlig, beskik ons oor die vermoë om ons pupille te vergroot, sodat ons maksimale lig kan inlaat om beter te kan sien. En die proses is dan net die teenoorgestelde van helder ligtoestande. So eerstens, ons radiale spiere gaan saamtrek, soos wanneer ons blinds oopmaak en vertrek. Die kringspiere van die iris gaan ontspan en die pupil gaan verwyd. Jy kan ook sê, sy deursnee gaan vergroot. Laastens, die hoeveelheid lig wat die oog binne gaan vermeerder en duidelike beeld word gevorm. Ken asseblief die skets en wees jy moet kan beskik om hierdie te benoem. Kom ons kyk na die verskille tussen die twee prosesse. Eerstens, akkommodasie. Die stimulus wat daar 'n rol speel, is die verandering in die afstand van 'n voorwerp. Onthou, verder as 6 meter is ver, en dan nader as 6 meter het jy die ronde lens. By die pupilmeganisme is die stimulus die verandering in ligintensiteit, of dit dan helder lig is of dowwe lig. Die betrokke dele by akkommodasie is dan as volg: die lens, die suspensoriese ligamente en die ciliare spier. Dan by die pupilmeganisme het ons die pupil self, die iris en die radiale en kringspiere. As ons aanbeweeg na wat die hoofverandering by hierdie twee prosesse is, by akkommodasie is dit die vorm van die lens, en by die pupilmeganisme is dit die deursnit van die pupil. Met ander woorde, hoe groot of hoe klein die pupil is. Wat die verandering veroorsaak in beide van die gevalle? By akkommodasie is dit die suspensoriese ligamente en die ciliare spier. Onthou asseblief dat die suspensoriese ligamente nie styf trek nie, dat hulle egter verstyf. En dan by die pupilmeganisme is dit die radiale spiere en die kringspiere. Dis blinds. Goed, kom ons kyk na die volgende vraag. Ek gaan vir jou 5 minute gee om die prent te bestudeer van die oog en dan die vraag vir my te beantwoord. Hier kan jy sien dat die skets wys 'n deursnit van die menslike oog. Eerste ding wat ek as leerder sou doen, is die byskrifte vir myself gaan inskryf by A, B en C. Die skets mooi bestudeer, kan sien waar die fout is en dan aanbeweeg na die praat. Goed, jou 5 minute begin nou. Goed, kom ons gaan kyk wat jy gepaar. By nommer 2.3.1, hulle identifiseer deel C. Deel C is die middelste laag wat daar sigbaar is, en dit staan dan bekend as die choroid. By vraag 2 noem die visuele gebrek wat in die diagram geïllustreer word
Want ons het op die vorige prent vir onsself aangedui dat hier 'n probleem is. Soos ons kan sien, die fokuspunt van die lense kom nie op die geel plek by mekaar nie. Die gebrek hier is dan persientheid. By vraag 3 beskryf die gevolge van hierdie gebrek, persientheid met ander woorde, by die persoon. Let op na waar die punttoekenning is in hierdie vraag. Ligstrale fokus agter die retina. Dit veroorsaak dat die beeld uit fokus is en voorwerpe word nie duidelik gesien. Vraag 4. Verduidelik die gevolge indien die ligstrale op deel A val. As jy na jou diagram kyk, sal jy waarneem dat deel A hier is, waar die optiese senuwee geleë is. Hierdie gedeelte van die oog staan dan ook bekend as die blinde kol. So graag los, wat sal gebeur indien die beeld op daardie gedeelte van die oog val? Geen beeld sal gevorm word nie. Daardie gedeelte van die oog beskik oor geen keeltjies en staafies nie, of fotoreseptore nie, so geen impuls word opgewek nie. By nommer 5, verduidelik 2 maniere waarop die lens structueel geskik is vir sy funksie. As ons onthou, tref die B in hierdie geval is ons lens, en dan om 2 maniere te noem waarop hy geskik is vir sy funksie, is dan as volg. Let asseblief op dat hierdie vraag 4 punte tel, so om die deel te benoem en te verduidelik, dus jou antwoording moet lyk. By nommer 5, het jy eerstens 'n eienskap gegee van die lens. Die lens is elasties, en dan wat dit beteken. So die lens is elasties om van vorm te kan verander, of om akkommodasie te toepas. Dan kan jy ook sê, die lens is deursigtig, om ligstrale deur te laat. En dan laastens, die lens is biconvex, om ligstrale te buig. Wanneer jy 'n nasienriglyn gebruik om jou antwoorde na te gaan, kyk na notas soos hierdie, waarop gesê word merk slegs die eerste 2. Dit is nasienbeginsels waar streng bygehou word aan die einde van die jaarse eksamens. Tweede gedeelte, vraag 3.7. Die diagram hieronder toon 2 eksterne aansigte van die oog. Beantwoord gou vir my die volgende vraag. 2 minute. Praat kom ons kyk jy gepaard. By vraag 1 vra hy benoem die proses wat in die bostaande diagram geïllustreer word. Dit is gelukkig baie maklik om te sien dat die pupil se deursnee verander het. Die proses dan staan bekend as die pupilmeganisme of die pupilrefleks. Vraag 2 sê, beskryf asseblief die proses genoem in vraag 3.7.1. Weereens, let op na waar die punttoekenning is. Radiale spiere van die iris strek saam. Kringspiere van die iris ontspan. Die pupil verwyd of sy deursnit vergroot en meer lig kom die oog binne. Goed jy gevaar. Ons volgende onderwerp waarna ons binne gaan kyk, is die menslike oor. Ek gaan weer eens soos met die oog nie deur elke byskripsfunksie gaan nie, maar ons gaan slegs fokus op die vestibulêre apparaat en die halfsirkelvormige kanale, wat te doen het met balans, die posisie van die kop en swaartekrag. Kom ons kyk na die antwoord van balans. Dit vind plaas in die vestibulêre apparaat van die menslike oor. Hierdie halfsirkelvormige kanale, sowel as die vestibulum, is verantwoordelik vir die handhawing van ons balans. Die eerste reseptore wat ons sien is die crista, wat gevind word in die halfsirkelvormige kanale se ampulla. Die volgendes word gevind in die sacculus en die utriculus en staan bekend as die macula. Nou, die crista se funksie is om die posisie en rotering van die kop waar te neem. En dan die macula is verantwoordelik vir die vorentoe en agtertoe beweging van die kop. Kom ons kyk na die volgende strukture. Wanneer die kop vorentoe gebuig word, beweeg die macula in 'n voorwaartse rigting en die haarselle op die macula word gestimuleer. Dit stuur 'n sein na die cerebellum wat dan die kop se postuur reguleer en dan normaal bring. Dieselfde werk met in die rond te draai
of stilstaande posisie van swaartekrag. Wanneer 'n persoon in die ronde draai of roterend is, word die crista in die ore gestimuleer. Dit stuur dan 'n sein na die cerebellum wat sê, ons is besig om in die ronde te draai, die staan stil, kom ons handhaaf ons balans. Dis hoekom as jy in die ronde draai, in sirkels, en skielik stop, dat jy daai dronk gevoel kry. Wat dan gebeur is, die vloeistof in jou oor beweeg nog, maar jou oë kan sien jy staan stil, en dit is wanneer ons naraak. Belangrik is asseblief om te onthou, die twee verskillende reseptore wat hier geknip word. So vir die kopbeweging, regop of vorentoe gebuig, is dit die macula, en dan vir die beweging van roterend of stilstaande, is dit die crista. Goed, kom ons kyk na die volgende vraag. 'n sokkerspeler duik om 'n bal wat na die doelbal geskop word te keer. Beskryf hoe sy ore en sy senuweestelsel sy balans beheer wanneer hy duik om die bal te keer. Jy het 2 minute. Kom ons kyk iets voor. Wanneer die sokkerspeler duik, is daar 'n verandering in die rigting en spoed van sy liggaam. Let asseblief op waar dit binne geken is. Dan word die crista gestimuleer. 'n verandering in die posisie van sy kop stimuleer dan die macula. Kan jy sien al die reseptore word hier benoem. Die stimuli word oorgeskakel na impulse en word deur die auditiewe of gehoorsenuwee gelei na die cerebellum, waar dit dan geïnterpreteer word, en dan word impuls na die spiere gestuur om sy balans en sy ewigheid te herstel. Enige 5? Baie dankie vir 12. In die volgende les gaan ons dan kyk na die volgende. Voortplanting in diere, die toepassing van die terme. Die reaksie op die omgewing, gaan ons kyk na die brein, die benoeming daarvan, en die verskillende soorte neurone. Planthormone en eksperimente, om toe te pas en om dit te analiseer. En dan laastens, die endokrine stelsel en hormone, met ander woorde, negatiewe terugvoer. Tot volgende keer, tot ons.